Baie hartlike goeiemôre aan elkeen. Ons gee nog so 15 lang sekondes en dan gaan ons wegspring. Kom gerus in, hier's nog lekker baie plekkie voor. Hartlike goeiemôre aan elkeen en baie welkom aan almal wat hierso is. Veral welkom aan ons besoekers. Miskien is die mense wat vir die vakansie bietjie hier bo in Gauteng kuier. Julle is almal baie welkom en veral as jy die eerste keer vanoggend hierso by ons saam kuier by Ligpunt. Ons wil jou baie graag ontmoet en jy is natuurlik baie welkom. My naam is Gert. Ek's 'n ouderling hierso by Ligpunt. Ek gaan vanoggend net vir ons bietjie die ordereëlings deurgee van die diens. So hou net dop, ons is vol vreugde hierso onder die woord van die Here bymekaar. So dit is baie welkom vir elkeen van julle. Vriende, ons het soos wat julle weet, het ons 'n kinderbediening waar die kinders ook die evangelie hoor soos wat hulle buite in hulle klassies bymekaar kom, maar nou omdat dit vakansie is, kinders gaan nog steeds uitgaan, maar hulle gaan verdeel in 2 groepe, net in 2 groepe. Ons gaan ons 3 tot 5-jariges, dis die 3-jariges, saam met die graad triple R en die graad dubbel R, hulle gaan bymekaar kom in daai klein vertrekkie, daar langs die saaltjie, so hou asseblief net dop, julle ouens kom daar bymekaar, die res van die ouens tot by 11-jarige ouderdom, tot by graad 5, julle gaan bymekaar kom in die lokaal waar julle gewoonlik bymekaar kom en saam sing, maar ons gaan almal net in daai 2 klasse hou, en as jy dalk onseker is waartoe jou kind moet gaan of waar presies dit afspeel, kyk net uit vir Marijke. Dink jy's dalk nou 'n foto van Marijke hier agter op my. Hierso, daar's hy. Kyk uit vir Marijke, sy gaan vir jou presies wys waar jou kind moet wees. Maar dit is die heel kleintjies 3 tot 5-jariges in die een lokaal en dan die ouens tot van 6 tot 11-jariges in die lokaal hierbo waar jy sing. Right, en dan natuurlik die kadette. Dis nou ons senior laerskool ouens, dis die graad 6 en 7's. Julle ouens bly vandag in die diens. Alright, so, julle onthou wat julle gaan doen as julle in die diens is, nee. Julle gaan uitkyk vir die evangelie, julle gaan luister vir die evangelie. Kom julle graad 6 en 7's, julle gaan dit vandag oefen, julle is hierso tussen ons, en dan gaan julle vir julle self hierdie vraag vra. Hoekom wil die koning van die heelal hê, ek moet vandag hierdie hoor? Dis die tweede ding wat julle gaan doen. En dan gaan julle die derde ding doen. Julle gaan die kar op pad huis toe, met pa en ma daaroor praat, en sommer kyk of hulle geluister het. Right, graad 6 en 7 is baie welkom hier onder die diens vir julle ouens. Righto. Vriende, ons is in 'n reeks met die naam Kruispad. So ons kyk in die laaste paar hoofstukke van Matteus, soos wat ons aanstap tot Paasfees, kyk ons na die laaste gedeelte van Jesus se ministry hier op aarde, en ons stap deur daai hoofstuk saam, en ons vier as het ware dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar voor dit, kom ons verhef ons hart tot die Here, kom ons raak stil en ons bid tot ons koning. Hemelse Vader, hoe groot is U? Hoe wonderbaarlik is U? Hoeveel vreugde is daar nie vir ons in U teenwoordigheid nie? Here, U is nog steeds besig met die storie van alle stories. En ons loof U dat ons deel daaraan kan hê. Ons pleit vanoggend, Here, dat U met elkeen van ons sal wees. Heilige Gees, dat U in ons harte sal werk. Ons bid, Here, dat ons werklik sal luister, dat die ore van ons harte sal luister wat U vir ons wil sê.
Mag ons die goeie nuus hoor, mag ons die knie buig, en mag ons tong bely, dat U koning is. Ons vra dit vandag, soos altyd, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ja, so ons is in die kruispad reeks, en ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik dink aan die element van hierdie wonderlike storie, wat die Here besig is om te skryf. En as jy nie geweet het nie, dink hieroor, daar's iets in jou hart, wat gemaak is, wat gebou is, om te resoneer met hierdie storie. En daar's 'n spesifieke element in hierdie storie, van die koning, die een wat eintlik die koning is, die een wat die held is. En terwyl hy op aarde was, het dit nie vir die mense gelyk asof hy daai koning is nie. Hy het as ware 'n verskuilde identiteit gehad vir mense wat blind was, ten spyte van hy wat homself verklaar het as God. So, hier is hierdie koning, op pad na die kruis toe, en die mense dink glad nie hy is dit nie. Stap saam met ons vanoggend deur hierdie misterie van Jesus, wat hier is om ons te verlos. En terwyl ons nou hierso staan, wil ek vir ons daai gordyn wegtrek in die Here se woord. En kyk wat is agter die skerms eintlik aan die gang. En ek lees dit vir ons in Filippense 2. Hy het homself verneder, deurdat hy, ons koning, gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Vriende, dis juist deur die kruis, dis juist deur hierdie vernedering wat Jesus ondergaan het, waardeur God gewerk het en hom uitermate verhoog het, sodat al die nasies kan bely dat hy koning is. Hy verdien ons eer. Kom ons lewe daai lewe, en ons doen dit ook nou, soos wat ons saam vir hom sing. Won't you stand with us as we sing together this morning?
sy naam almal saam bring hom ere. Vader eerbied voor hom neer, bring aan hom wat hom toe kom, hy regeer. Ja, Jesus is die Heer. Father, we give you great glory this morning that you are the first and the last, the Alpha and the Omega, the one who is before us, the one who is behind us, the one who is around us, the one who is preparing a place for us, the one who searches our hearts and knows our ways. And we bow before you this morning and ask that you would help us to be honest, to allow your Spirit to search the deep depths of our hearts. And we bring those things before you. We lay them at your throne of grace and trust that the blood of your precious Son has washed us. And as we kneel before you, we acknowledge that you are worthy, you are worthy, you are worthy. You are worthy of our praise, you are worthy of our everything. Let's lift our hearts together and sing, you are worthy. Broken. We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Groaning, it is a new creation coming. It is. It's the glory of the Lord to be the light within our midst. It is. Is it good that we remind ourselves of this? It is. Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, he is David's root and the Lamb who died to ransom the slain. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He is. Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, hold forever the
majesty, God of heaven living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning and end. All within me falls at your throne, your majesty. I can but round, I lay my own before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve your majesty. Earth and heaven worship you, love eternal, faithful and true, who brought the nations, ransomed souls, brought the sinner near to your throne. All within me cries out in praise, your majesty. I can't but bow, I lay my own before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve your majesty. Your majesty, I can but bow, I lay my own before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve your majesty. I live to serve your majesty. I live to serve your majesty. The kids can go out. Kom ons sluit die oor dan bid ek vir ons. Ons gee die kinders ook so 'n bietjie kans. As hy kom ons sluit die oor dan bid ek vir ons. Hemelse Vader, ons kom vandag hier en ons kom kyk na U en die pad op Golgotha. Ons kyk hierna en ons dink aan die ironie van die heerser wat 'n kruis dra om te gaan sterf. En hy word doodgemaak deur die wie hy dien. Deur die wat hom dien, Heer, oor wie hy heerser is. En dit het hy alles gedoen sodat ons van die juk van sonde vrygestel kan word. Dat ons lewe kan vind en dat U skepping wat gebuk is onder die sondelas
eendag weer vry kan wees. En Here, hierdie besef ons nie altyd nie. Ons is baie keer maar net soos Petrus wat ons maar onsself na uitkyk en onsself probeer beskerm, bang is vir ons eie lewens, ons eie agendas dryf. Maar ten spyte van dit is hy nog steeds ons genadig. Ons genadig in te sterf vir ons om, soos Filippense sê, nie vas te hou aan jouself nie, maar om mens te word, om een soos ons te word, om na hierdie aarde toe te kom, sodat u hierdie pad kan loop, om ons vry te koop. U, wat die seun van die mens is, wat die Christus is, wat die heerser is oor hierdie hele wêreld vir ewig en ewig. En hy kom wys vir ons wat is 'n ware heerser. Iemand wat sy eie lewe vir sy mense gee, vir sy volk. Ons bid dat U deur die Heilige Gees in ons harte sal werk om ons soos U te maak, om die mense om ons te dien. Ons leef in Pretoria, ons het soveel voorregte, wat ons ook van U af ontvang, wat ons nie verdien nie, Heer. En ons bid dat ons dit ook sal gebruik om te sien dat dit is U genade, iets wat ons van U af kry, en dat ons dit moet gebruik vir die ander. Ons bid vir ons kinders, ons bid vir die lessies wat hulle nou gaan leer, ons bid dat hulle van U sal leer, dat hulle van U Vader sal leer, en die Seun en die Heilige Gees, en die wonderlike God wat U is. Dat hulle ook hulle vesting in U sal vind, en hulle rus in U sal vind. Here, ons bid ook vir ons stad, en al die swaar kry wat daar is, al die armoede. Ons bid dat U vir ons ook die regte regerders sal oprig, wat U volg, wat soos U hulle mense dien. Gee Heer ook, soos wat ons na U woord kyk, dat U met ons sal praat, Heer, en dat die wat nog nie in U skuiling gevind het nie, dat hulle sal kom na U toe, Heer, dat hulle 'n vesting in U sal vind. Dankie vir al die genade en dat U so 'n wonderlike God is. Amen. Môre julle, ek lees vir ons uit Matteus 26 van vers 57 tot hoofstuk 27 vers 2. Lees vir ons uit die Afrikaanse direkte vertaling. Kom ons lees. Die mense wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifkenners en die familiehoofde vergader het. Petrus het hom op 'n afstand gevolg tot in die voorhof van die hoëpriester. Hy het na binne gegaan en by die dienspersoneel gaan sit om te sien hoe dit sou afloop. Die leierpriesters en die hele Sanhedrin het vals getuienis teen Jesus gesoek, sodat hulle hom kon doodmaak. Hulle kon egter niks vind nie, hoewel baie vals getuies na vore gekom het. Later het 2 egter na vore gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en binne 3 dae weer opbou. Daarop het die hoëpriester opgestaan en vir hom gesê, antwoord jy dan niks wat hierdie mense teen jou getuig nie? Maar Jesus het stil gebly. Die hoëpriester sê toe vir hom, ek besweer jou by die lewende God, dat jy vir ons moet sê of jy die Christus, die Seun van God is. Jesus antwoord hom, u het dit gesê, maar ek sê vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die Magtige, en hom op die wolke van die hemel sien kom. Toe het die hoëpriester sy boklere geskeur en gesê, hy het gelaster, waarom het ons nog getuienis nodig? Waarlik, nou het julle die godslastering gehoor. Wat is julle bevinding? Hulle het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Sommige het hom geklap en gesê, profeteer vir ons, o Christus, wie is dit wat u geslaan het? Petrus het buite gesit in die binnehof. 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê,
Jy was ook saam met Jesus die Galileër. Hy het dit egter voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. En 'n ander diensmeisie het hom na die poort sien loop en sê toe vir die mense daar: hierdie man was saam met Jesus die Nasareëner. Weer het hy dit ontken met 'n eed: ek ken die man nie. Na 'n rukkie het die omstanders nader gekom en vir Petrus gesê: jy is beslis ook een van hulle. Trouwens, jou uitspraak verklap jou. Daarop begin hy vloek en sweer: ek ken die man nie. En onmiddellik het 'n haan gekraai. Toe het Petrus die woorde onthou wat Jesus gesê het: voordat 'n haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het na buite gegaan en bitterlik begin huil. Teen dagbreek het al die leierpriesters en die familiehoofde van die volk teen Jesus 'n besluit geneem om hom dood te maak. Hulle het hom toe geboei, weggelei en aan Pilatus, die prokurator, uitgelewer. Hierdie is die woord van God. Goeiemôre vriende. Baie welkom hier aan julle elkeen vanoggend. As ek net saam met Gert vir julle almal kan welkom sê. As julle my nie ken nie, my naam is Dewald. Ek is hier op die voltydse span by Ligpunt. Vriende, ja, ek moet my asem bietjie skep. Ons het vanoggend laat gekom, weggekom by die huis en op pad toe kry ons 'n kar ongeluk en toe dit gebeur, toe bel ou by die hek wat môre sal kom werk daar by ons gate grou waar al ons kragdrade lê. Hy's nou by die hek. Ons sit met al die sleutels in die kar. Ons het hier gestop, sulke merke op die gras gelos net voor die klok gelei het. So ons is hier so julle. Maar as julle bietjie soos ek voel vanoggend, julle is oral in die lig of julle hang bietjie in die lig, kom ons word rustig en ons laat die Here toe om met ons te praat vanoggend. Dankie vir die gebed, dankie vir die leesmia en vriende, baie welkom aan julle elkeen. Ons is besig met ons reeks die kruispad en waar ons vir Jesus ontmoet op die pad van die kruis, wat hy gekom het om te dra, wat hy gekom het om sy lewe vir ons te gee teen die kruis natuurlik. En vanoggend se gedeelte speel af nadat Judas, 'n volgeling van Jesus, hom verraai het by die owerhede van Israel. Die owerhede van Israel het Jesus as 'n bedreiging beskou. Vir redes waarna ons vanoggend bietjie gaan kyk. En Judas het hulle gewys waarom vir Jesus in die nag op te spoor. Weg van die publieke oog af, want baie mense het vir Jesus gevolg. En die owerhede was bang vir opstande teen die vervolging van Jesus. So met Judas se hulp het die owerhede toe vir Jesus in die nag kom vang en hulle het hom deur hierdie valse middernag veroordeel as iemand wat die dood verdien. Die plan was natuurlik om vir Jesus so gou as moontlik die volgende dag in die hande van die Romeine te kry om gekruisig te word. Dit was alles onwettige stappe teen Jesus. Sulke verhore mag nie in die nag weg van die publieke oog af plaasgevind het nie. So ons het hier te doen met 'n sameswering teen Jesus. Vanoggend se gedeelte begin met hierdie sameswering. Dit begin met die valse verhoor teen Jesus deur die owerhede van Israel, die Sanhedrin. En te midde dit sien ons ook hoe Petrus, een van Jesus se mees toegewyde volgelinge, hom dan verloon het. En hoe Jesus toe uitgelewer is aan Pilatus om gekruisig te word. Soos 'n swaarmoedige stuk waarna ons kyk vandag. En hierdie is die 3 punte wat ek wil raak vanoggend. Jesus word verhoor, Jesus word verloon en Jesus word oorgelewer om gekruisig te word. Ek gaan bid, die Here vra dat hy met ons sal wees soos wat ons kyk na hierdie gebeure van Jesus op sy kruispad. Ja, Here, ek vra dat U met ons elkeen sal werk vanoggend. Hierdie gedeelte ontbloot ons lewens, maar dit gee ons ook die hoop wat Jesus bring deur sy kruisdood vir ons. Help ons om beide hierdie dinge ter harte te neem. Amen. So om ons na hierdie gedeelte te bring vanoggend, wil ek begin deur te praat oor Doge. Dis iets wat baie opslaa maak in die nuus deesdae. Doge staan vir die Department of Government Efficiency of die Departement van Regeringsdoeltreffendheid. Klink nou 'n fantastiese idee.
Vroeg hierdie jaar het president Trump aangekondig, I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. Die Doge-inisiatief is toe ingestel deur 'n uitvoerende bevel, een van vele wat die president uitgevoer het. 'n Uitvoerende bevel getiteld Executive Order 14158, Establishing and Implementing the President's Department of Government Efficiency, of Doge. Dis die amptelike uitvoerende bevel. Elon Musk, soos baie van ons weet, is aangewys as 'n spesiale regeringswerknemer om hierdie Doge-inisiatief te dryf en sy mandaat is om regeringsverkwisting te verminder, bureaukratiese prosesse te stroomlyn en om die federale uitgawes in die Amerikaanse regering meer deursigtig te maak. Wat sulke opslaa in die nuus maak is die grootskaalse korrupsie, die wanbestuur en die verkwisting wat Doge en die regering al reeds ontbloot het. Daar's sprake van triljoene dollars in die gedrang. Nou vir baie mense is Doge natuurlik 'n groot bedreiging, want die regeringsprosesse en die projekte waarmee hulle besig is word ontbloot as verdag. Hulle is bekommerd oor die drastic reforms wat Doge wil instel. Nie net omdat dit hulle eie verdagte doen en late in die regering bedreig nie, maar ook omdat dit die hele regering in die proses ontsetel. Tog is baie mense ook opgewonde oor al die nodige verbetering wat Doge en die regering wil stimuleer. In 'n onderhoud met senator Ted Cruz is Elon Musk gevra, "Which is worse, the mess you found in Twitter or the mess you found in the federal government?" Musk antwoord toe, "Well, it's hard to compete with the federal government. It's worse than I expected, but on the plus side, it also means there is more opportunity for improvement." En vriende, dit is die punt wat ek wil maak om ons na vanoggend se gedeelte toe te bring. Dinge wat bedreigend is, kan ook soms goed en nodig wees vir ons. En dit is wat Elon Musk hier raakvat. En julle Jesus is so 'n bedreiging wat goed en nodig is. Hy ontbloot wat verdag is in ons lewens. En dit skep die gevaar dat ons sy invloed op ons lewens sal weerstaan, omdat sy ontbloting van ons lewens te bedreigend is. Maar die bedreiging om Doge-taal te gebruik, skep ook die opportunity for improvement, die geleentheid vir drastic reforms in ons lewens. Die owerhede van Israel sien egter nie die opportunity for improvement of die geleentheid vir drastic reforms raak nie. Hulle kyk vas teen die bedreiging wat Jesus is. En dit is waarmee ons gedeelte begin. Ons gedeelte begin met Jesus wat verhoor word, nie omdat die owerhede van Israel vir Jesus wil hoor nie, maar omdat hulle hom wil vermoor. En dit is ons eerste punt hier vanoggend. Jesus word verhoor met die doel om hom te vermoor, omdat hy 'n bedreiging is. Ons lees hiervan in vers 57 daar in Matteus 26. Die mense wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifkenners en die familiehoofde vergader het. In vers 59 lees ons dan, die leierpriesters en die hele Sanhedrin het vals getuienis teen Jesus gesoek, sodat hulle hom kon doodmaak. Dis ooglopend dat Jesus vir hierdie mense 'n groot bedreiging was en dat hulle van hom ontslae wil raak. Maar waarom was hy so bedreiging vir hulle? Dit is nie omdat Jesus enige iets verkeerd gedoen het wat hulle bedreig nie. Alreeds toe hulle met Judas se hulp gekom het om hom in die nag te vang en na hierdie valse verhoor toe te bring, het Jesus hulle in Matteus 26 vers 55, dit is verlede week se gedeelte, toe het hy hulle daar gevra, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knippels om my gevange te neem?
Dag na dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gegee en julle het my nie gevange geneem nie. Met ander woorde, hierdie middernag verhoor vind nie plaas omdat Jesus iets verkeerd gedoen het nie. As dit die geval was, sou hulle hom met deursigtigheid in die dag voor die publieke oog kon arresteer, goed lyk in die proses en hulle eie wette nakom met 'n geldige verhoor van Jesus. So Matteus wys ons hier dat Jesus se verhoor en sy kruisdood wat daaruit gaan volg nie deur hom verdien was nie. Dit was 'n sameswering teen hom. So waarom hierdie sameswering teen Jesus? Waarom was hy so groot bedreiging vir hierdie mense dat hulle hom wou vermoor? En julle, dit gaan soos ons al reeds genoem het, daaroor dat Jesus hulle lewens ontbloot het. En dit is die bedreiging wat hulle na hierdie valse verhoor toe gedryf het. Jesus ontbloot. Dis ironies dat hierdie mense in die nag van Jesus probeer ontslaa raak het, sodat dit waarmee hulle besig was nie gesien of geken sou word nie. Maar hier lees ons van dit als in die helder dag. Ons kom nie in die middernagure hier by mekaar en lees in die geheim hierdie dinge nie. Dit is blootgelê. En dit beklemtoon die bedreiging wat Jesus is. Hy bring dinge tot lig. Hulle word deur hom ontbloot. En dit is eintlik wat hier aangaan. En hierdie ontbloting van hulle lewens het natuurlik lank voor hierdie valse verhoor al begin. Dit het aanleiding gegee tot dit. In Matteus 21 vers 12 en 13 byvoorbeeld, het Jesus die Sanhedrin direk uitgedaag toe hy die geldwisselaars en toe hy die handelaars uit die tempel gedryf het. In vers 13 bring hy 'n aanklag teen hulle. My huis moet 'n huis van gebed wees. Maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Julle, hierdie is 'n baie sterk aanklag van Jesus teen die Sanhedrin. Hy noem hulle toesighouers van 'n rowersnes. Mense het van ver af gekom om by die tempel in Jerusalem offers aan God te bring, sodat hulle met God kan ontmoet. Die geldwisselaars en die handelaars verskaf 'n nodige diens aan hierdie mense om offers beskikbaar te maak, sodat hulle met God kan ontmoet. Maar dit het 'n winsgedrewe besigheid geword. Dit gaan nie meer oor die ontmoeting met God nie. Dit gaan oor die uitbuiting van mense wat na God kom soek. Hierdie uitbuiting was onder die beheer van die Sanhedrin gewees. Hulle het baat gevind by die korrupte handel in die tempel. Dit het hulle huisverbande gedra. Jesus ontmasker hulle as gierige manipuleerders wat God se huis en die mense se soeke na God misbruik vir hulle finansiële gewin. Dis bedreigend. Maar so bedreigend en ontblootend soos wat hierdie uitsprake van Jesus teen die Sanhedrin was dit ook die waarheid. En die waarheid maak saak. En dit was ook geleentheid vir hulle om hulle eie sondige toestand te besef en Jesus se reiniging van die tempel te ondersteun as iets wat goed en nodig was. An opportunity for improvement, 'n geleentheid vir drastic reforms. Maar omdat hulle self teen Jesus verset het Jesus die oordeel uitgespreek dat God hierdie korrupte tempel met sy rowersneste waaroor die Sanhedrin toesig hou gaan vernietig. Die Sanhedrin gaan hulle korrupte mag oor God se mense en God se huis verloor. God gaan 'n nuwe tempel oprig deur die vrye offer wat Jesus sal bring ten koste van sy eie lewe teen die kruis. Dis 'n totale ommekeer van die korrupsie wat hy gaan bring, sodat mense deur die bloed van Jesus na God toe kan kom sonder enige uitbuiting.
In ons gedeelte vanoggend sien ons egter hoe die Sanhedrin hierdie ontbloting van hulle sondes deur Jesus verdraai om ontslae te raak van hom. Ons sien daar in verse 60 tot 62, Matteus 26, baie valse getuies het na vore gekom. Later het 2 na vore gekom en gesê, hierdie man Jesus het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en binne 3 dae weer opbou. Daarom het die hoëpriester opgestaan en vir hom Jesus gesê, antwoord jy dan niks op wat hierdie mense teen jou getuig nie. Kyk hoe vals is dit alles. Jesus antwoord niks, want toe Jesus hulle ontbloot het, wou hulle hom nie hoor nie. En nou gee hy hulle oor aan hulle valse aanklagte teen hom. Hulle wil Jesus se uitsprake oor die tempel wat hulle ontbloot het verdraai, om soos 'n opstoker te laat klink. Hulle wil hom soos 'n opstoker of 'n terroris laat klink, sodat hulle ontslae kan raak van hom teen die kruis, min wetend dat dit die kruis is wat die nuwe tempel gaan bring. En dit gaan hulle onbekeerde, korrupte mag oor God se mense en oor God se huis vernietig. Dit gaan God se mense uit hulle versette hande uitruk. Dit is Jesus wat hulle hier verhoor, omdat hulle hom nie wou hoor nie. En vriende, hierdie is 'n waarskuwing vir ons. Om Jesus te weerstaan is 'n dwaase plan. Hy is God se lig in ons lewens. Hy gaan dinge in ons lewens ontbloot en dit gaan ons bedreig. Maar dit is goed en dit is nodig vir ons. Dit bring opportunity for improvement, geleentheid vir drastic reforms. In Matteus 9:36 lees ons, toe hy Jesus die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was so skape sonder 'n herder. Ons sien hier dat Jesus die herder is wat God oor jou lewe aangestel het. Sonder sy invloed op jou lewe is jy uitgelewer aan die booshede wat jou hom nie wil toelaat om te ontbloot en mee te werk in jou lewe nie. Hy wil jou help. Ons almal onthou seker die toneel in The Fellowship of the Ring, toe Gandalf vir Bilbo vra om die ring van Sauron, wat Bilbo in sy jassesak weggesteek het, wat in die geheim besig was om sy lewe te vernietig, om dit agter te laat. Bilbo was so ontbloot en bedreig deur hierdie ingryping van Gandalf, dat hy toe vir Gandalf kwaad word en hom antwoord, "What business is it of yours what I do with my own things?" Gandalf, bekommerd oor Bilbo, kom toe bietjie nader en sê dit vir hom. Hy spreek hom bietjie toe harder aan. "I think you've had that ring quite long enough." Maar dit het Bilbo net meer verset teen Gandalf. En toe beskuldig hy vir Gandalf, "You just want it for yourself." En vriende, dit is toe dat Gandalf se voorkoms verander en hy oor Bilbo kom staan met sy stem wat verdiep en die vertrek wat donker word om hulle. Hy waarsku toe vir Bilbo, maar hy pleit ook met hom. "Bilbo Baggins, do not take me for some conjurer of cheap tricks. I'm not trying to rob you. I'm trying to help you." Gandalf was Bilbo se vriend, maar Bilbo moes vinnig leer dat Gandalf nie 'n conjurer of cheap tricks is nie. Hy is waardig om gehoor te word. Om Gandalf se hulp te weerstaan is gevaarlik vir Bilbo, met Sauron se ring wat hom vernietig in sy sak, waarvan hy goed weet. En vriende, so is dit met Jesus. In Matteus 23, vers 37 tot 38, staan Jesus oor Jerusalem, soos Gandalf oor Bilbo kom staan het. En met die wete dat hierdie stad se owerhede
al sy ontblotinge van hulle verwarde en hulle verstrooide lewens gaan weerstaan, waarsku en pleit hy met hulle. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die stenig wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. Maar julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle verwoes agtergelaat. Want ek sê vir julle, van nou af sal julle my beslis nie weer sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Omdat die Sanhedrin nie vir Jesus wou hoor nie, word hulle huis nou verwoes agtergelaat. En dit gaan die eintlike uitkoms wees van hulle verhoor van Jesus. Dit is 'n waarskuwing vir ons, maar dit is ook 'n pleitooi dat ons ruimte sal maak vir Jesus om met ons lewens te praat. Ons moet die deure oopmaak na hom. Dit sal ons op plekke ontbloot en bedreig, maar dit is ook goed en ook nodig vir ons. So in my eie huis is daar gereeld verwarde dinge aan die gang. Met die kinders wat nou op vakansie is dit veral so. En ons word so skape sonder 'n herder verstrooi in ons sondes wat uitspeel teen mekaar. Ons kom agter dat dit 'n verwoesting na ons huis toe bring. En dat ons nodig het om as 'n gesin vir Jesus te hoor praat in ons huis. Ons het verlede week as 'n gesin saam begin sit en luister na Jesus se woorde in Matteus 5 en in Matteus 6 oor vyhandigheid en oor liefdadigheid. Dit ontbloot ons elkeen in die huis. Dit bedreig ons elkeen in die huis. En tog is dit so goed vir ons om God se herder te hoor praat met ons oor vyhandigheid en oor liefdadigheid wat gereeld oorhand kry in ons huis. Vriende, ons in ons eie huis het hom regtig nodig om ons te help. En julle, ons moet nie verbaas wees as die afwesigheid van Jesus se goeie invloed in ons huise na verwoesting bring nie. Met die Sanhedrin se verset teen Jesus, met hulle verhoor van Jesus in ons gedeelte vanoggend, waarsku Jesus hulle een laaste keer in Matteus 26 vers 64 met hierdie woorde. Ek sê vir julle, van nou af sal julle die Seun van die Mens sien sit aan die regterhand van die Almagtige of van die Magtige en hom op die wolke van die hemel sien kom. Die gedagte hier is dit, die kruisdood wat die Sanhedrin Jesus gaan toedien om van hom ontslae te raak, is die kruisdood wat Jesus gaan bekroon. God gaan hom opwek uit die dood uit en op sy troon laat sit, want Jesus is waardig om oor ons elkeen se lewens te regeer in die naam van God. Ons verwerping van hom kan dit nie afweer nie. Dit is God wat dit besluit. Hy is God se goeie herder oor ons. En as ons hom uit ons huise gaan dryf, sal dit ons huise verwoes onder God se oordeel vir ons ondankbare vermetelheid. Maar Jesus sal God se goeie herder bly wees op die troon van God vir al die wat sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Dit is wat Jesus hier sê. En vriende, dit is ons eerste punt vanoggend met die verhoor van Jesus. Ek wil baie kortliks met ons tweede en ons derde punt afsluit wat hierby aanskakel. Ons tweede punt, Jesus word verloon. In Matteus 26, 69 tot 75, terwyl Jesus se verhoor afspeel, sien ons hoe Petrus, een van Jesus se mees toegewyde volgelinge, hom 3 keer verloon. Nou ek gaan dit nie als nou vir ons lees nie, maar op hierdie punt, so ruk terug, moes ons middelkind 'n praatjie oor sy held by die skool gaan gee. Hy kies toe vir Josef,
want Josef se broers het hom as 'n slaaf verkoop, maar later het Josef hulle gehelp in hulle hongersnood. 'n Prentjie van Jesus wat ons kinders besig was om te leer op daai stadium. En na sy praatjie oor dit, kom gesels hy toe met my in die aand oor elke ander maatjie se held waarvan hy gehoor het in die klas. En toe sommer so uit die blou vra hy vir my, "Pappa, waarom is Jesus nie almal se held nie?" Nou hy's natuurlik gewoond om by Ligpunt te hoor en te sing dat Jesus ons almal se held is. Maar vir baie van sy maatjies by die skool is dit nie so nie. En hy begin vermoed dat hulle vir hom gaan lag as hy hulle gaan vertel dat Jesus die ware held is, eerder as byvoorbeeld Vlermuisman. Vlermuisman laat die boewe spat, terwyl die boewe vir Jesus staan en klap. Vriende, dit is iets soos dit waardeur Petrus in ons gedeelte styer. Dit is waar dat Jesus die Sanhedrin waarsku oor dit waarmee hulle besig is. Maar dit is ook waar dat hy hulle toelaat om dit te doen. Terwyl hy vir Petrus verbied om 'n swaard teen hulle op te tel. Soos ons verlede week gesien het. So wat moet Petrus nou doen? Wel, Petrus red homself deur 3 keer vir Jesus te verloon. Dit is wat Petrus doen. En so, vriende, word Petrus self deur Jesus ontbloot. Die swaard wat hy teen hierdie mense wil optel, is 'n swaard teen hom ook. Die groot verskil tussen Petrus en die Sanhedrin is nie dat hulle sondaars is wat die swaard verdien en hy nie. Die verskil is dat hulle volhard in hulle sonde, terwyl Petrus sy sonde besef. Die Sanhedrin is op pad om hulle eie herder te vermoor en hulle verlustig hulle daarin, terwyl Petrus so pas sy herder verloon het en dit breek sy hart oop. Daarom lees ons hier aan die einde van vers 75 en hy het na buite gegaan en bitterlik gehuil. Die vriende, ons word geroep om vir Jesus te volg in 'n wêreld vol mense wat hom verwerp. Ons gaan 'n mate van daardie verwerping self moet proe. Maar anders as Vlermuisman miskien, kan ons nie in sulke plekke mense oor die kop probeer slaan met wat ons glo nie. Ons kan eintlik maar net met 'n nederige dankbaarheid geleenthede soek om te getuig van dit wat Jesus vir ons moes kom doen. Ons kan identifiseer met 'n wêreld wat bedreigd en ontbloot deur Jesus voel en hom daarom weerstaan. Ons self staan ontbloot voor hom. Maar ons roeping is om in daai plek die Here te loof en te prys. Is sy goedheid te erken en sy genade vir ons, met die hoop dat dit mense na hom toe sal trek. Dit is ons bediening as Christene in die wêreld. Dit is ons roeping en hoe ons hom moet volg. If thine is the glory, then mine must be the shame. En vriende, dit bring ons hier by ons laaste punt, baie kortliks vanoggend. Jesus word uitgelewer. In Matteus 27 vers 1 en 2 lees ons: teen dagbreek het al die leierpriesters en die familiehoofde van die volk teen Jesus 'n besluit geneem om hom dood te maak. Hulle het hom geboei, weggelei en aan Pilatus, die prokurator, uitgelewer. Dit is nie dat die Sanhedrin hier wen nie. Jesus laat hulle toe om dit te doen. Hulle word instrumente van die offer wat Jesus teen die kruis gaan bring.
wat hulle korrupte mag oor die tempel van God en sy mense gaan breek. Kyk hoe poëties is God se oordeel. Presies die ding waarop hulle hom weerstaan het, die offers van die tempel, is die ding waarvan hulle nou instrumente word. Hulle word hierdie instrumente van die offer wat Jesus teen die kruis gaan bring, wat hulle korrupte mag oor God se huis en sy mense gaan breek. Het gaan die nuwe tempel oprig deur sy bloed vir alle mense om met God te ontmoet sonder uitbuiting. Die kruisdood wat kom, ontbloot ook hulle onbekeerde verwerping van hom. Dit is die gronde waarop God hulle gaan oordeel vir hulle ondankbare vermetelheid. Die kruis staan as 'n simbool van oordeel. Hulle het hulle eie herder wat God na hulle gestuur het, verwerp sonder rou. En so is die kruisdood van Jesus ook 'n waarskuwing van oordeel teen ons. As ons dieselfde met ons herder wat na ons gestuur is gaan doen. God het vir Jesus uit die dood opgewek om op sy troon te regeer, want hy is waardig tot dit. En Jesus sal self met die mandaat van God almal kom oordeel wat hom as hulle herder, wat God ingestel het oor hulle, verwerp het. Dit is verraad teen God. Die wêreld moet gewaarsku word. Maar julle laaste punt hier. Jesus het dit ook laat doen, die moord op hom toegelaat. Want die kruisdood waarna hy nou gaan in ons gedeelte, is waar hy sy lewe gaan gee om die sonde te betaal van mense soos Petrus. Wat ontbloot staan voor hom met geen regverdiging vir hulle optrede nie. En hulle toestand besef en rou het daaroor. Jesus is 'n bedreigende, hy is 'n ontblotende, maar hy is uiteindelik 'n genadige herder vir sulke mense. Hy gee sy lewe vir hulle. En hy sal uit sy groot liefde vir hulle red en hulle bly help in die lewe mits hulle hom toelaat om met daardie ontblotende dinge in hulle te werk en om te vertrou daarin. Dit is ons goeie herder. So vriende, mag dit ek en jy wees vanoggend, wat vir Jesus sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ek gaan vra dat ons net as 'n gemeenskap saam sal opstaan en ons het 'n laaste liedjie wat ons gaan sing om Jesus te loof en te prys vir wie hy is, en kom ons maak dit ons gesamentlike gebed as 'n gemeenskap vanoggend. Soos die musiekspan opkom, kan ons saam sing en met die Here praat.
Vriende, net 'n paar laaste woorde voordat ons lekker saam koffie drink en verder saam kuier. Ja, daar's ons ouer gewoonte hier agter by die kontakpunttafel. As jy enigiets meer wil weet oor Ligpunt, as jy wil inskakel, betrokke raak, as jy in 'n Ligpunt gesin wil bymekaar kom, die hartklop van ons geloofsgemeenskap, daar agter gaan julle vir Chisa en Beatrice ontmoet. Chisa, sy bynaam is Chris. Chisa Brink. Gaan julle met hulle kan gesels en skryf asseblief jou naam daarso op. Right. Ouens, dan ook ouer gewoonte. Hierso's 'n bidgeleentheid nou hiervoor saam. As jy voel die Here het dalk op 'n spesifieke manier met jou gepraat of daar's iets in jou lewe waarvoor jy graag voorbidding wil hê. Dewald wat gepreek het, gaan daarso wees. Hy verteenwoordig ook vandag die diakens. Hy gaan 'n groen lanyard aan hê as jy hom dalk gemis het terwyl hy die laaste halfuur hier voorgestaan het. Ek dink ja, net hierso voor gaan hulle wees. Ek gaan ook daarso wees. So asseblief kom bid asseblief saam met ons. Dan natuurlik as jy enige fisiese behoefte het, gesels asseblief met Dewald daaroor. En dit is juist hoekom hy die diakens hierso verteenwoordig. Vriende, dan enige nuus, gebeure, asseblief kyk na jou blaadjie agterop. Daarso is QR codes wat jy kan scan. Daarso is 'n klompie datums wat belangrik is. Moenie dit mis nie. Kyk daarna asseblief. En 'n belangrike punt, ons het al 'n paar keer gesê, ons is besig om nou oor te skakel na die Church Center app. As jy sukkel om dit te installeer op jou foon, Stefan, hulle gaan hierso voor wees by die tafel wat sê Planning Center. Vra vir hulle hoekom sê ons Church Center en hoekom is daar Planning Center. Hulle gaan hierso voor wees, dan gaan hulle jou help om daai app te installeer. 'n Laaste gedagte van my af, liewe vriende. Hier by Ligpunt sal julle opgemerk het dat ons neem nie kollekte op onder die diens nie. Ons praat ook nie baie oor geld nie. Maar vandag gaan ons. En ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik stop om te dink wat presies ons perspektief is en hoe ons gee sien. En die manier hoe ek dit vanoggend vir ons net wil uitwys is vir ons om te kyk na Jesus. As ons kyk na Jesus wat ons nou vanoggend saam mee op die kruispad gestap het en ons kyk na daai figuur wat daar gestaan het, hoe hy gelewe het, is absoluut op 'n manier van 'n bewustheid. Ek weet, is hierdie man, hierdie Godman, het iets geweet. Wat hy geweet het, is dat hierdie wat ons hier doen, dit wat ons hier sien, is tydelik. Dat ons hier in 'n tent is, wat tydelik is, wat opgeslaan gaan word. En ons kan nog groot plasma screens installeer in ons tente en ons kan lieflike kunswerke probeer inslaan op ons tentwande. Maar dit gaan alles saam opgeslaan word. En ek wil hê ons moet die tent wat verby gaan is, net vir 'n oomblik een kant toe skuif en kyk na wat ewig is. En gesels oor en dink oor waar ons regte, egte rande spandeer. Want daar kom 'n tyd, liewe vriende, wat elkeen van ons voor ons koning Jesus gaan staan. Nie meer as die figuur wat ons vanoggend gesien het voor die Sanhedrin nie, maar in die ewige, glorieryke, wonderbaarlike, heerlike hemel. En ons mag inderdaad as sy kinders dink oor hoe dit sal wees. Hoe sal dit wees om voor Jesus te staan? By hom te wees. En die skrif leer ons natuurlik dat ons gaan op 'n baie spesiale, intieme manier met Jesus verkeer. Ons gaan as ware saam met hom kuier en saam met hom uithang en die beeld wat ons het is 'n feesmaal. Gaan ons daar sit. En hoe sal dit wees by daai feesmaal? Hoe gaan ons primêre vreugde om saam met Jesus te wees uitspeel in al die lang lys van sekondêre vreugdes wat ons in alle ewigheid saam met hom gaan geniet? Waaroor gaan hy praat? Met wat gaan hy vir ons sê? Sal hy ons eendag sê, laat ek jou voorstel. Laat ek jou voorstel aan wat ek gedoen het met jou rande. Ek het dit nie nodig gehad nie, maar ek het dit gebruik om jou in my storie in te skryf.
Laat ek jou voorstel aan die siele wat ek gered het met jou rande. Kom ek wys jou nuwe boeties en sissies waarmee jy ewigheid gaan spandeer. Hulle kom van Tunesië af. Ek het my dienaar Stefan en Fran gestuur. Hier is hulle. Met jou rande het ek hulle siele gered. Kom ek stel jou voor aan die ander siele wat ek gered het. Jy sal hulle herken, van hulle sit dalk hier tussen ons saam met jou. Sal Jesus vir jou sê, kom ek stel jou voor aan nog 'n siel wat ek gered het, met jou rande, en dan vir jou 'n spieël vashou, sodat jy kan sien, met jou rande het hy jou hart beskerm, sodat jy kan belê in nie die tent nie, maar in die ewigheid. Liewe vriende, daar's 'n regtig erge deel van jou hart wat behoort te bekeer, en ons Skepper Koning dink dit is 'n goeie ding vir jou om min of meer 10% van jou inkomste te gee, sodat hy jou in sy storie kan inskryf en sodat jou blydskap volkome kan wees. Daar waar ons eendag saam met hom in die ewige gaan feesvier en 'n heerlike vreugde vir ewig kan hê, soos wat ons saam met al die siele is wat hy gered het, met jou rande. En jy is een van daai siele. Liewe vriende, dit is die laaste gedagte. Nou lekker koffie en lekker saamkuier saam met jou boeties en sissies. Heerlike Sondag verder.